Goeienaand almal, welkom terug. Ek dink is nou amper 2 maande gewees wat ons weens weer nie by mekaar gekom het nie. So, kom ons begin en ons sluit net eers ons oë. Maar wat julle oogies? Sien jou oogies op? Sê. Vader, dankie dat ons weer vanaand by mekaar kan kom. Dankie dat U ons behoed het, dat U ons bewaar het. En dat U ons voorberei het om nou weer verder te gaan. Ek vra U seëninge op hierdie lesings van vanaand af weer vorentoe, dat ons weer sal optel en dat ons sal groei, soos dat U meer lede sal stuur. Die van ons wat hier is en die wat van buite af die lesings elke week doen, Vader, ek vra dat U ons sal seën met U wysheid, U kennis, U verstand. Want ons begeerte is om U beter te leer ken, U woord beter te verstaan. En daarom het ons na U toe gekom, dat U ons kan onderrig. Amen. Kan iemand vir my sê, waar het ons laaste opgehou? Kom ons sê? Ja, maar watter lesing, waaroor het die lesing gegaan? Die goue kalf. Okay, so kom ons gaan kyk, ons gaan nou vanaand weer voort met module 2 lesing 8 en die opskrif daar is klagtes oor water deel 1. So kom ons gaan gou terug, ons het begin by Deuteronomium 1, ons het die eerste module was gewees oor wat is die agtergrond van Deuteronomium, toe ons begin lees by module 2, Deuteronomium 1 vers 1. So kom ons lees net gou weer daar. Dit is die woorde waarmee Moses die hele volk, die hele Israel toegespreek het, oos van die Jordaan, in die woestyn, in die vlakte teenoor Sif, tussen Paran en Tofel, en Laban en Haserot en Disahab. En toe het ons nou gesê, dat die name verwys na gebeurtenisse. So, onthou julle as die een lesing gehad, dat as ek nou praat van Robben Island, dan weet ons, by ons kom haar naam op. Nelson Mandela. Nou is 'n rede, so ek hoef nie enige iets oor Nelson Mandela vir julle te vertel nie, ek verwys net na, ek kan net sê die man wat van Robben Island af gekom het. So dan gaan ons daar kyk, kan julle onthou dat ons gesê het, in die woestyn verwys na die goue kalf, dis die lesings wat ons nou al klaar gedoen het, en dan in die vlakte verwys na die klagtes oor water, so dis waar ons nou is. Ons is nou by die tweede plek, wat vir ons iets, 'n betekenis vir ons moet oplewer. So ons gaan nou vanaand begin kyk na Exodus 15, vers 22 tot 27. Want nou was ons gaan nou 2 kere kyk wat hulle klagtes gehad het oor water. So ons gaan vanaand begin met die eerste ene. So kom ons gaan kyk Exodus 15 vers 22. As julle saam met my gaan volg, ek gaan gou sommer lees daar, net 5 versies dink ek wat ons lees, tot by 27. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek, en geen water gekry nie. En hulle het in Maria gekom. Kyk nou, ek gaan my ook met brille kry by die trein. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Hoe proe ding wat bitter is? Proe nie lekker nie. Okay. Daarom hier die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het hy, dis nou God, vir hulle insetting en verordening vasgestel, en hulle daar beproef. En God het gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipteland gelê het nie. Want ek is die Here, wat jou gesond gemaak het. Daarop het hulle by Elim gekom,
waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle daar by die water laar opgeslaan. Tot sover. Nou gaan ons teruggaan, nou gaan ons weer by vers 22 begin. En dan by vers 22 het ons gesê, hulle 3 dae lank in die woestyn getrek, en geen water gekry nie. Nou die gemiddelde mens kan net vir 3 dae leef sonder water en kos. Jy kan vir 40 dae sonder kos, solank as jy water kry. Maar na 3 dae dan begin jou gesondheid heeltemal ingee. Die kans dat jy gaan sterf na 3 dae is baie, baie goed. So die skrif sê nie dat hulle al 3 dae sonder water is nie, dis nie wat daar staan nie. Net dat hulle al 3 dae lank soek en niks kry nie. So ons kan aanneem dat hulle reserves is uitgeput of baie naby aan op, want as jy genoeg water nog het, dan gaan jy nie bly soek nie. En daar's oral is daar waterbronne, of dit nou 'n fontein is en of dit 'n rivier is of hoe ook al. Hulle hoef nie te lank te loop of so baie water saam te dra nie, want iewers moet daar weer water wees, al is dit in die woestyn. Dis nie dat daar niks water nêrens in die woestyn is nie. So nou vra ek julle die vraag, wat sou jy doen as jy 'n Israeliet was en ook so in die warme woestyn trek? Nou, dis nie asof jy van jou huis af net gou bietjie hier in die dorp gaan rondloop, jy trek. So alles moet jy saamdra, alles moet opgeslaan word as jy die aand wil gaan vernag. So hier is jy in hierdie warme son, dis woestynwêreld, dis droog, dis warm. Jou gesin se water is amper op. Jou kinders kry swaar, wat sou jy doen? Wie loop ons soek nou water. En ons weet maar soos kinders, hoe minder die water raak, hoe meer het wil hulle nou iewers skielik sommer drink. So wat sou julle as ouers doen in so 'n geval? Wat sou julle as ouers doen? Wat het ons gisteraand gedoen toe ons hoor dat 'n gedeelte van die dorp se water afgesny is? Ons het water getap in die pad. Nee, maar wat het ons gedoen teenoor, kom ons sê teenoor die dorpsbestuur? Murmureer oor dit en kla en sleg maak en goede en sê hulle waters en goed, maar dit is so, ek sal dit doen het, dis 'n frustrasie, because dis jou daaglikse behoefte, wat so ek sal verklaar het, ek sal social media toe gaan. Ja, mens gaan Facebook toe, jy gaan WhatsApp statusse opsit, jy gaan al jou vriende en familie gaan jy bekla en jy gaan mense opsweep en sê hoe sleg hulle nou is en dit is so. Ja, so Facebook by Lensburg en sy mense. So daar is onmiddellik, wanneer sekere goeders van jou aangeraak raak, dan murmureer ons, dan kla ons is ongelukkig en ons plaas die blame eintlik op iemand anderste. Kom ons lees gou vers 23. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. So, ons het nou beweeg deur die woestyn, ons was op soek na water, en toe ons uiteindelik water kry, toe is dit te bitter. So jy is nou klaar dors. Stel nou hierdie prentjie voor, ons water is klaar min, ons soek nou al 3 dae na water, en kom ons sê, hier kom ons oor 'n duin, en daar voorsien ons, ons praat ons van 'n oase, daar is 'n gedeelte, lyk amper soos 'n dammetjie daar in die middel van die woestyn. Meeste van ons gaan begin hardloop daarna. En as ons daar kom, dan gaan ons nie nou sommer eers proe nie, ons gaan nou sommer
hande vol wil vat, en nou is die goed bitter. So dat ewe skielik, toe ons oor die duin kom, was daar hoop, daar was 'n verwagting, ons het ewe skielik nuwe lewe, nuwe krag gekry, net om daar te kom en toe word ons teleurgestel. So nou vra ek die vraag, hoekom is die water bitter? Hoekom kry mens ons wat ook rondbeweeg tussen dorpe? Hoekom is sekere plekke se water lekker en ander plekke se is nie so lekker? Dit hang af van wat die bronne is vandaan kry. Okay, maar wat gebeur met die water? Ja, maar hoekom is van die plekke se water nie so lekker nie? Weet jy nie? Wat noem ons die water wat so lekker proe nie? Brakwater. Slootjie water. Ons brakwater. My kind as jy op 'n ander dorp gaan groot raak, né? Of gaan bly en jy kom eendag weer terug Lensburg toe en jy sê maar wat gaan met ons water aan? Van die mense sê ons water is dreinwater. Né? want ons water is baie ons water het 'n hoë soutinhoud en dit maak hom baie brak. Ja, dat is mense wat seker raak as hulle hier kom. Ja, ek kan onthou my eie 2 kinders toe hulle die eerste keer hiernatoe kom toe was hulle maar hospitaal toe of net klein hospitaal toe van die water. Maar vir ons wat nou al 'n tyd lank hier is, ons kom dit nie eens agter nie. Ons weet baie mense op die dorp drink net bottelwater want hulle wil nie die kraanwater drink nie. Kraanwater, ek drink reënwater. Die Kaapse water is bitter. Kaapse water is bitter. Ons word aan die water. So nou weer eens, jy's dors van die reis en die hitte en nou moet jy slegte water drink. Want dink nou net gou, hier kom ek met my hele gesin daarin. My kinders is nou op my blaaie, want hulle is dors en hulle gaan nie nou die goed drink nie. Nou is my vrou ook nog op my blaaie, want die kinders gaan nou op haar senuwees werk en sy gaan ook nou begin sê, maar jy het mos nou gesê ons moet hiernatoe kom. So wat gaan die manne doen? Opstandig raak. Hulle gaan opstandig raak, ja. So vers 24, toe murmur die Here die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? Nou ek weet vir 'n feit, dis nie wat hulle gesê het nie. Dis maar die opsomming as jy mens dit so kan doen, is die hoofpunt, wat moet ons drink? Maar as jy murmureer is dit nie al wat jy sê nie. As ons nou gaan kyk, hoe doen ons dit? Ons het net so lank post daar op Facebook, met oor aan die water in die kraan is. En almal het ook hulle klip het ook in die bos gooi en dan begin ons mos met afleidings, die ene sê sommer beweringe wat hulle maak en op die ou en dan gaan dit nie eens meer oor die water wat af is nie. Dan gaan dit oor heeltemal iets anderste. So sien gou, hier staan, en nou hulle was ons weet nie 'n presiese syfer nie, maar hulle was meer as 1 miljoen mense gewees. En hier staan Moses Stokshel alleen. Hulle gaan mos sê, jy het mos gesê ons moet hiernatoe kom. Jy en jou God het ons mos daar uit Egipte uitkom haal. Ons kan dit nou gou so vat, as 'n man en vrou op 'n dorp bly en die man kry bevordering maar met 'n ander dorp gaan bly. Nou moet hulle trek. En hulle kom nou van 'n plek waar daar dalk waar misdaad baie laag was, die kinders kon buite speel en nou trek hulle na 'n dorp toe waar daar gereeld ingebreek word by die huis. Die kinders word geboelie by die skool. En die finansies is daar nie, want iewers skielik is die leefstyl duurder, hy pay dalk nou meer, dinge gaan net nie lekker nie. En dan begin die vrou sê, maar jy het mos gesê ons moet hiernatoe kom. Jy het gesê, hoekom het ons nie gebly daar waar ons was nie? Hoeveel sy saamgestem het? Niemand het die volk gedwing om te gaan nie. Maar die oomblik, dit is hoe ons almal is. Ek wil nie die vrou swak maak, ek gebruik haar nou net as 'n voorbeeld. Maar ons almal is so. Die oomblik wanneer dinge nie volgens plan werk nie, dan wil ons omdraai en sê, maar jy het mos gesê. So
So die murmurering was teen Moses, asof hulle klaar skelmompe onder mekaar, dat Moses kan hoor. Nou gaan ek sê, dis mos hoe julle vrouens, as julle mompel mos so onderdeur langs heeltyd, ons mans moet nou die skim vang, dat julle nou kwaad is oor 'n ding. Heel dag, word die kasse deur toe gegooi of En julle het nie julle gebeur wat julle die vrouens is so skuldig wanneer hulle sê absoluut niks. So wat het nou gesê het, is die absolute waarheid. Maar ons het almal daai geneigtheid dat wanneer ons ongelukkig is, dan loop ons so onderdeur langs verby iemand. En dit wat ons sê, ons wil dit nie in sy gesig na hom toe staan en kyk en dit vir hom in sy gesig sê nie. Ons sê dit hier onderlangs, maar ons weet hy hoor dit. En dit is waarmee die volk besig was. Hulle het heeltyd so gemurmureer dat Moses dit moes hoor. En van Moses se kant af, ek dink dis waar baie van ons mense wat opstaan en hulle wil beskikbaar stel as leiers. Die oomblik wanneer almal teen jou begin draai, dan wil jy uit die water uit self staan. Hier is Moses en hy moes maar net staan. Want hy kon ook nog gesê, nou kom ons gaan maar net terug. Want ek staan nou alleen hier so. So dan lees ons verder en hy het die Here aangeroep. Dis nou Moses. En die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het in die water gegooi en die water het soet geword. So in plaas daarvan dat Moses nou met die mense praat en hulle wil gerusstel, het hy gou eers omgedraai. En soos wat ons almal moet doen, kom ons gaan hoor gou by die Here. Kom ons gaan vra by die Here advies. En die Here het hom 'n stuk hout gewys. So nou is my vraag, hoe kan die stuk hout die water soet maak? Want, hoekom kan ons ook nou nie 'n stuk hout vat en by Soutkloof gaan ingooi en as ons water op reg, of 'n boer op sy plaas? Daar is 'n pomp van hom wat water uitpomp en is braakwater. Hoekom kan hy nie ook net 'n stuk hout daarin gooi nie? Want hy gaan nie glo soek van daar op vars van daar. Hy gaan net sy aangooi met die stok. Okay, as ons nou so gaan, hy het nie die geloof dat die water so soet raak nie. Moses het nie geweet wat gaan gebeur met die water nie, as van my kant af nou. God het hom net instruksie gegee. Hy was net eenvoudig gehoorsaam aan wat God gesê het. So, dis nie asof hy nou die stok ingooi en gaan weet het of geglo het, die water moet nou soet raak nie. Dieselfde met, toe God vir Moses geroep het, toe hy vir ons gesê, gooi jou staf op die grond, dat hy 'n slang raak, of 'n Aaron. Dis nie asof hy gesê het, ek glo dat as ek hom nou neergooi, gaan 'n slang raak. Die opdrag was net gewees. Ja, hy het nie die opdrag uitgevoer. So, ons moet nie nou geloof inbring, dat geloof nou 'n rol gespeel het. Ja, hoekom hulle dan nie maar begin alleen nie? Ook ja. Soep water. Maar jy is van die stok. Ja, dis heeltemal. Ek is dors, ek die lug druk die something in die woestyn. Is warm, stowwerig. So ek soek net water. Ja. Maar jy is van my stok. En ons lees nou van, daar word 'n stok in die water gegooi. Wat se betekenis het dit vir ons? Ons is so geneig om te sê, dis 'n wonderwerk. God is nie 'n tipe God wat wil kom afshow nie. So hy het nie gekom om te sê, maar kyk hoe kwaai is ek gaan vir jou 'n stok al ingooi en dit gaan soet raak nie. Dit is nie wie God is nie. God kan dit doen. Dis binne sy mag. Maar hy het altyd 'n doel met iets. Dis nie net vir goeie stok en daar moet iets agter dit wees, want dis die God wat ek leer ken het. Dis die God van die skrifte. Dis die God wat die Israeliete geleer ken het,
'n God wat 'n rede het agter elke ding. Dan wil ek nou nog ietsie vra. Want ons kry nou nie regtig antwoorde nie. Ons sit net met vrae. Die Israeliete was lief om name te verander, soos dinge op 'n plek gebeur. Ons kry dit reg deur die Bybel. Dat hulle gee 'n naam vir 'n plek waar hulle gekom het. Die plek het 'n naam, maar hulle gee 'n naam vir hulle self. Ons het dit self in elke regering reg oor die wêreld. Dit het niks met ons regering te doen, maar ek gaan ons as 'n voorbeeld gebruik. Toe ons oorgegaan het na demokrasie toe is sekere plekke wat wel name het, verander, omdat daar by daai plekke spesifiek iets gebeur het. En die naam word gekoppel of dit nou aan 'n persoon is, of iets, maar die naam is verander. Die Israeliete het ook gedoen, dis nie iets niets nie, dis nie iets vreemds nie, dit gebeur by enige, wanneer daar groot magsverskywing in regerings is, dan verander hulle sulke goed. Maar nou is die vraag, hoekom bly die plek Mara? Mara beteken bitter. Hoekom het hulle nie die naam verander na soet toe nie? Want dit is die tendens wat hulle het. So hulle moes nou hout ingooi wat ons nie 'n rede het, of 'n verduideliking het, hoekom nie? En nou kom ons, hulle verander ook hierdie naam nie. Dan die vers gaan aan hoe God verdere instruksies gee. Die vraag, maak dit nou nog meer sin? Want hy het nog gesê ons met die stok ingooi. Ons verander hierdie die naam nie, en nou gee hy vir ons instruksies. Maar daar word niks gesê wat se instruksies nie, niks nie. Dit is net so asof die mense wat dit lees, dit moet weet. Dieselfde wat ek nog gepraat het van Robben Eiland. Ons het onmiddellik 'n hele prentjie van wat dit behels. So ek hoef nie in detail in te gaan nie. En dit is wat die skrywer hier wil hy hoef nie te verduidelik nie, maar dis die punt wat hy half maak. Julle moet mos weet wat daar aangaan. En ons sit baie keer, dan weet ons nie. Ons gaan maar net aan. En dan wil ons sonder om ondersoek te gaan doen, dan wil ons nog maar sommer net, ja, ek dink maar so, en dan moet dit nog maar so wees. Dis 'n wonderwerk, so ons gaan niks verder praat nie. Ek sê nie dit was nie 'n wonderwerk, ek sê nie, dit is nie so nie. Wat ek net probeer sê is, ons aanvaar dit was 'n wonderwerk en dis nou maar net so. Iemand sal vir iemand bid en die persoon raak gesond. Wow, dis 'n wonderwerk. En dan gaan ons aan met ons lewe. En dis nie wie God is nie. Daar moet iets agter dit wees, daar gaan iets uit dit uitkom. Nie net 'n doodgewone wonderwerk nie. So, kom ons begin gou oor. Ek wil vir julle gou 'n ander moontlike scenario skep. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter, daarom heet die plek Mara. Dis vers 23. Kom ons gaan kyk gou in die Hebreëus. Daar het ek vir julle 'n prentjie gegee van die vers in Hebreëus met die Engels aan die onderkant. En ek gaan gou die oranje gedeelte lees. Ons lees nou Hebreëus lees ons van regs na links. So ons moet nou by die 23 aan die linker regterkant begin. And when they came to Mara, and not they could drink the waters of Mara, for were bitter they. Dit was bitter. Hulle of dit. Onthou julle, ons het een van die vrae so tyd terug was gewees, hoe lank was Moses? En ons het baie lank af vasgestaan, en ook vir julle sê, kom ons skuif gou die klem van lank na was toe, hoe lank was Moses? Toe begin het vir ons 'n hele ander vraag raak. Nou kom ons skuif gou die klem van die water was bitter, na hulle was bitter.
Die sin daar verleen om daartoe dat dit enige van die twee kan beteken. So ek sê nie dat dit nie sê die water was bitter nie. Maar die sinkonstruksie daar is, jy kan die klem skuif of die water was bitter of die Israeliete was bitter. Bitter mense, stem julle saam met my, is selde tevrede met dinge? Kan julle vir my nog eienskappe gee van mense wat bitter is? Maar ek dink net die ding, as ons nou so praat, nee, dat baie keer aan sê, man, ek was so kwaad gewees, dat my kos al bitter in my mond was. So is dit so hasie, die situasie kon krijgen, as mens met die bitterheid, die kwade en gelukkig gemaakt, dat hy eens kon proef, dat die water nie eens regtig bitter was nie, maar dit wat hulle, die hart en die kwaad en die marmorering kon gemaak het, dat hulle nie eens sê, hier is water voor jou, en dis bitter. Dis bitter. Sien jy, dit kom nou net by my, dat baie mense sê, jong, ek was so kwaad, dat my kos wou nie eens afsak, so bitter het dit geproef, so, dat dit nie smaak gehad, of iets soos daai nie. Maar net iets sê, wat nou by my opkom. Baie keer sal 'n mens na 'n geleentheid toe gaan. En omdat jy nou nie regtig daar wil wees nie, kom ons sê jy sit aan 'n tafel, dan sal die mense sê, "Ooh, kyk hoe lyk die kos." En dan sal iemand anders sê, "Wow, kyk hoe lyk die kos." Maar dit is presies dieselfde kos. Want die een persoon is bitter, die ander persoon is bly om daar te wees. So die water was nie ondrinkbaar nie. Dit was net nie na hulle wense nie. Ons weet, ons kry ons nou daai mense, jy kan vir hom wat voorsit. Dit proe net nie reg het, of was te veel sout op, of was te min sout op, of is te soet, of dis net nooit reg nie. Dit verander die murmurering iets wat na ondankbaarheid. Kom ons gaan gou weer terug. Hier dwaal ons in die woestyn, ons kom nou van 'n plek af. Ek het nou nie by hierdie lesing vir julle foto's gewys van hoe dit gelyk het daar wat hulle in Egipte gebly het nie. Daar in die delta aan die onderkant, waar van die bokant van die delta, maar aan die onderkant van die Nyl. Dis grasgroen. Dis volop water. Dis perfek vir boerdery. Nou bevind jy jou hier in 'n woestyn. Dit maak sin hoekom hulle gemurmureer het. Want ons het nou eintlik van weelde afgekom. Ons was wel slawe, ons het wel swaar gewerk, maar ons kom van weelde af. Hier loop ons nou in 'n woestyn en ons moet nou dankbaar wees oor 'n poeltjie water. Na 3 dae se geloop. Klink dit nie na onsself nie. So nou is jou opdrag, gaan lees die week weer die gedeelte, maar met die gedagte dat dit die Israeliete was wat bitter was en nie die water. En dan kyk jy of die prentjie verder vir jou bietjie meer duidelik raak. Want ons sit nog steeds met van hierdie vrae. Nou kan ons al half begin antwoord hoekom die plek Mara gebly het. Want hulle was bitter en hulle seker nog heel waarskynlik bitter nog daar wegkom. So dan laaste maar nie die minste nie is die huiswerk. So kom ons gaan gou. En dan gaan kyk ons wat is die huiswerk vir die week. By taak nommer 8. Is heel wat leeswerk die week. So by A is die leeswerk, lees die hele gegewe gedeelte deur, is Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Dit is die seëninge. So ek wil net sê, kom ons gaan lees net gou, want ons bly in hierdie morbiede gedeeltes nou. Laat ons net gou vir onsself net 'n bietjie hoop gaan skep daar by 28. Wat wag vir ons?
ons kan nie altyd net kyk in hoe ons omstandighede nou is nie, maar waartoe is ons op pad saam met die Here? Waartoe wil ons gaan en wat wil ons daar bereik? Of wat wil ons daar ontvang? So kom ons gaan lees hy gedeelte, en dan moet ons nou weer die Mara gedeelte gaan lees van Exodus 15, maar met die gedagte dat, dis nie die water nie, maar die volk. En dan gedeelte B, daar is 4 evangelies in die Nuwe Testament. Is Matteus, Markus, 1 Lukas en Johannes. So ek wil hê, gaan soek 2 voorbeelde uit elkeen van die boeke. So jy moet 'n totaal van 8 voorbeelde vir my kan instuur. So jy moet 2 voorbeelde in Matteus, 2 in Markus, 2 in Lukas en 2 in Johannes kry. So wat se voorbeelde? Die voorbeeld moet wees van 'n genesing, want God is ons geneesheer. Okay, maar daar moet vereistes wees aan hierdie genesing. Die eerste vereiste is, die persoon moet siek wees. So as jy 'n gedeeltetjie kry daar, dan moet jy gaan kyk, was daai persoon siek? Die persoon moet genees word in daai gedeeltetjie, en die sondes moes vergewe word, of ons gesê het sondig nie meer nie. So dis die drie vereistes. So stuur dan slegs die 8 skrifgedeeltes en jy hoef nie dit uit te skryf, jy skryf net vir my die skrifgedeeltes uit. Byvoorbeeld Matteus 1 vers 1 tot 10. Ek sê nie, jy moet die hele gedeelte nou gaan lees, al 4 evangelies gaan lees nie. Ons het mos hy opskriffies so reg deur die Bybel. So jy gaan dit, jy bly en jy soek, waar is daar iets van genesing, en dan gaan kyk jy God net by daai gedeeltetjie, is daai 3 goedjies daar, as dit daar is, dan skryf jy dit neer, as dit nie is, jy gaan soek jy die volgende genesing. Maak dit sin? Maak dit nie vir jou sin nie. Eendag as jy kan lees en skryf, dan gaan dit vir jou sin maak, né? En dan, as jy klaar is, dan neem jy 'n foto en jy stuur dit vir my. Of as jy enige vrae het, vra op WhatsApp ook. As jy twyfel, stuur dit vir my aan en vra vir my, jy het hierdie gedeelte, jy dink daai 3 kom aan voor, stem ek saam, is jy op die regte pad? Dan sal ek help. En dan sien ons mekaar weer volgende Vrydag. Weer hierso, weer 6uur. Alles voorspoed en alles seënwense en baie dankie vir die opdrag. Vrede vir jou.